Goeienaand. Dink na. Hy roep in jou gedagtes. Onthou, dink aan die magtige dade wat die Here gedoen het, aan sy wonderdade, aan sy reddingsdade. Dit is die opdrag uit Psalm 105 vers 5. Dis 'n opdrag. Dis 'n werkwoord. 'n voortdurende opdrag van die Here aan ons. Die noodsaak van hierdie terugdink het in Psalm 105 'n spesifieke doel. En dit word sommer reg aan die begin van die Psalm gegee. Kom luister saam met my na vers 1 tot 6. Loof die Here, roep hom aan, maak aan die nasies bekend wat hy gedoen het. Sing liedere, sing tot sy eer, vertel van al sy magtige dade. Roem sy heilige naam, en laat die wat die teenwoordigheid van die Here soek bly wees. Soek hulp en beskerming by die Here. Soek gedurig sy teenwoordigheid. Julle moet dink aan die magtige dade wat hy gedoen het, aan die wonderdade, aan die reddingsdade op sy bevel. Julle, nageslag van Abraham, sy dienaar, nakomeling van Jakob, vir wie hy uitverkies het. Die doel van die terugdink, van die onthou, is sodat ons lof aan die Here kan bring, sodat ons teenoor ander kan getuig wat hy gedoen het, en sodat ons hulp en beskerming opnuut by hom in sy teenwoordigheid sal soek. Ons is geneig om maklik te vergeet. Ons is ook geneig om lui te wees in ons terugdink en ons herroep. Ons is nie juist daarin geoefen om doelbewus te soek na die hand van die Here in ons lewe nie. En dan is daar tye wat ons probeer, maar wat ons weens omstandighede eenvoudig nie hierdie redding kan raak dink nie. As lof aan die Here, die getuienis oor sy werke en die versterking van ons vertroue, die doel van die nadenke is, dan is hierdie vanaand 'n tydige oproep, 'n opdrag tot ons. Ons wat in Jesus Christus deel is van die nageslag van Abraham, ons wat nakomelinge van Jakob is, wat uitverkies is deur die Here, moet nadink. Die Psalm roep ons op om die groot prentjie van God se magtige dade raak te sien. In net 45 verse word die geheel prentjie van sy dade teenoor sy verbondsvolk gedurende amper 470 jaar weergegee. Dit begin by die verbond met Abraham, Isak en Jakob, vers 12 tot 15. Dis ook hy wat bewerk dat Jakob, Josef in hongersnood in Egipte kom om vir sy volk te sorg, vers 16 tot 24. Dis hy wat Moses en Aaron gebruik om die volk weer uit te lei uit Egipte, vers 26 tot 41. En dis hy wat die volk bring in die beloofde land, vers 42 tot 44. So gesien, in 'n geheel prentjie, kan 'n mens die reddingsdade van die Here maklik raak sien. Wie 'n voëlvlug oor die hele geskiedenis van Israel neem, kan nie anders as om te getuig dat die Here in beheer is nie, dat sy reddingsdade oor die hele aarde strek nie, vers 7. So is dit ook met ons. Elke gelowige sal, wanneer ons 'n voëlvlug oor ons lewe neem, ook nie anders kan as om te getuig van die Here se reddende hand nie. Dink vanaand in opdrag van die Here na oor die geheel prentjie van die Here se redding in jou lewe. Herroep dit en loof hom daarvoor. Getuig daaroor en wees opnuut versterk in vertroue op die Here. En as jy, weens watter omstandighede ook al, sy wonderdade nie kan raak sien nie, dink dan verder terug. Herroep dan in jou gedagtes. Dink verder terug tot by die kruis op Golgotha, tot by die leë graf. Jesus se koms is die helderste herinnering aan die magtige dade wat God gedoen het, aan sy wonders, aan die reddingsdade vir ons. En wie dit kan herroep, is saam met my bevoorreg. En dan het ons rede om hom te loof. Dan kan ons getuig. En dan kan ons vanaand
opnuut weer ons lewe en vertroue in sy hande gee. Goeienaand.